ek sommer net 'n bietjie kyk na die aankondigings. As Kerkraad het ons so 'n paar projekte vir die jaar, as mense dit kan noem, wat ons probeer ondersteun. Een daarvan is 'n ou projek wat al baie ver pad kom en wat al 'n geweldige impak gemaak het oral waar dit uiteindelik sy voete neergesit het. En dit was die verspreiding van Bybels. Het sy in Engels, Afrikaans of Zulu, wat het ook al mag wees. Nou, in ons verjaardagjaar het ons besluit, ons wil graag aan hierdie projek ook, omdat dit een van die grootes is waarmee ons in die gemeente werksaam is, wil ons 'n bietjie ekstra aandag. So daar agter aan my linkerkant is daar 'n tafel waar daar Bybels is en 'n groot kanselbybel en dan is daar bladsye daar. En jy kan dan gaan, ons wil graag kyk of ons die hele Bybel in die hele jaar kan deurskryf met ons eie hand. So jy kan jou paar versies daar gaan neerskryf en 'n volgende ou gaan net aan waar jy opgehou het en so gaan jy aan. Merk asseblief maar die versies dat 'n ou kan tred hou met waar ons is in die teks wat ons dan nou neerskryf. Ons begin by Genesis 1 dan vandag. Man, en dan, hoe dit werk is, as jy nou 'n versie of 3 of wat geskryf het en jy wil graag 'n donasie maak, dan is jy welkom om die pink varkie wat daar agter is te voer. Soos enige goeie varkie is hy nogal gulsig. Hy is honger. So, ons wil graag, as jy wil, dis vrywillige bydrae, daar's geen verpligting nie, dan gooi jy dit daar. Jy is welkom om, ten spyte daarvan dat jy dalk meer bydrae maak, en ons steeds self skryf aan die Bybel. Jy kan soveel kere gaan skryf as wat jy wil, en soveel verse as jy wil, dis absoluut vir jou om te besluit. En ons wil graag, so teen die einde van die jaar, wil ons dan kyk of ons die hele Bybel met die hand kan deurskryf. Dit gaan nogal 'n taak en 'n half wees. 'n Paar ouens gaan lang arms hê, maar never mind. Ek hoop as jy kom by die deel wat jy skryf, dat jy nie al daai vreeslike name het. En die spelling maar net dit. Dan die ander groot projek is natuurlik die CMD, waaraan ons baie aandag gee hierdie jaar. Hulle trek ook aan die einde van April CMD Pietermaritzburg hier by ons in. Hulle kantore gaan hier wees vandag. Dan die kinderhuis is nog een van die groot projekte wat ons nog steeds dryf. En dan Dominee Loffie Skoeman, wat alreeds hier kom preek het in die begin van die jaar, is die 4de groot projek. Julle sal sien, dit gaan maar oor die verspreiding van die woord, evangelisasie, as ek dink aan Loffie Skoeman, daarby sluit aan die verspreiding van die woord in letterlike vorm, Bybels, om uit te reik na die wat in nood is, soos in ons gemeenskap. Daarom het ons op die koskas en die klerekas en alles wat daarmee saamgaan, maar ook dan die CMD, wat 'n reuse diens lewer om 'n verskil te maak in mense wie se lewens in nood is te verbeter. En dan natuurlik die kinderhuis op Greytown, waar ons ook deels verantwoordelik is vir een van die huise. En soos wat die jaar aangaan, sal ons ook 'n bietjie meer oor hulle sê, dat julle 'n bietjie meer van hulle weet. Vriende, ons is ook in ons verjaardag jaar. Ons is hierdie jaar 50 jaar oud, en ek gaan tot vervelings toe met julle hieroor praat. Maar ons het om mee te begin, het ons 'n taakspannetjie nodig, wat saam met die kerkraad leiding kan neem om hierdie
jaar se feesprogram uit te werk, te beplan, te doen en alles agter mekaar te kry sodat ons groot pret kan deur die loop van die jaar. So as daar enige een van julle is wat graag deel van so 'n aksie wil wees, waar jy kom help, dis net vir hierdie jaar. En dit mag dalk uiteindelik net ten opsigte van een van die projekte wat ons deur die jaar het wees, maar kom help aan asseblief. Ons het jou hande en jou hulp nodig. En ouens wat kan skryf, soek ons ook. Ons wil graag 'n bundel uitgee met die geskiedenis van die gemeente. En daarvoor wil ons 'n klein redaksie saamstel, wat die proefleeswerk kan doen, wat ons kan help om die goed mooi te orden en die keuse van foto's en al die tipe goed kan maak uiteindelik. Ons het moontlik iemand wat gaan help skryf, maar ons het 'n redaksie nodig wat leiding kan gee aan die persoon wat skryf. So as daar van julle is wat daarmee dalk kan help, julle kan my kontak. Stuur net vir my 'n WhatsApp en ek sal met jou dan daarvandaan in verbinding tree. Vriende, dit dan wat daardie goeders betref, ons het op die 30ste Maart het ons 'n gemeentekuier na die erediens. Julle sal die inligting daar hê. Is 'n bring en braai. Ons kombineer dit so 'n bietjie met 'n fondsinsameling, want die padkafee sou die Vrydag wees, maar en ons wil nou nie dinge te moeilik maak en te oorweldigend maak nie. So ons het besluit, ons gaan nageregte by die geleentheid verkoop. Nageregte. So, julle kan gerus, as julle dalk 'n nagereg wil skenk, as julle welkom, dan weet vir Lorinda, en dan vat ons dit van daar af. En baie dankie by voorbaat dan daarvoor. Dan die Saterdag, die 29ste Maart, het ons 'n manne-ontbyt, wat ons sommer hier in die saal by mekaar gaan kom en net lekker gaan kuier, en ek gaan 'n bietjie met julle gesels oor konflik, en konflikstye, en wat, en hoe hanteer 'n mens sekere konflikstye. Sommer net pret, dis nie te diep nie, dis nie te swaar nie, maar ons gaan lekker saam gesels. Die Bybel sê, ek dink dit is Petrus wat gesê het, as jy kwaad word, nee, dit klink na konflik, as jy kwaad word, moet net nie sonde doen. Die Bybel erken dat ons kan kwaad word, dat dit wel gebeur, Jesus self het kwaad word, maar, dan die kwalifikasie moet net nie sonde doen. Ons gaan 'n bietjie daaroor met mekaar gesels. Dan is daar 'n magdom mense wat in hierdie week verjaar, en ek wil sommer met die intrapslag sê, baie geluk aan almal. Mag jy 'n heerlik verjaar vandag. Is daar Aletta Swanepoel en Johan van der Linde wat verjaar. Baie geluk. En dan die res van die week is daar ook 'n hele lange lys. Mag julle 'n pragtige en geseënde nuwe lewensjaar hê. Dan vriende, by ons lys vir voorbidding, dink ons aan Valerie Strydom, Rosa Smit, Alna Roux, Brian Glasgow, wat natuurlik sy rug so ernstig seer gemaak het. Oom Attie Skols was hierdie week vinnig in en uit die hospitaal vir 'n operasie. En Norman Nel ontvang chemoterapie op die oomblik. En hy sê dit gaan maar hof. Ons dink ook aan hom. Ek kan nie help nie, miskien is dit omdat 'n ou self 'n bietjie meer bewus is daarvan, maar dit voel vir my, daar is ongelooflik baie mense wat gediagnoseer word op die oomblik met kanker. Dis asof dit net meer word. En as ek kyk net na die lysie van die ouens wat hier op ons lysie is, kan ek ten minste vir julle sê, daar's 2 wat kanker het op die lys. Dis nogal skrikwekkend. Ek vier natuurlik my 1 jaar van skoolwees. Die week wat verby is.
waaroor ek baie dank. En baie dankbaar is vir 'n gemeente soos julle, wat ons in 'n baie moeilike tyd weer julle gebede hoofgedra. Kom ons dink ook aan almal wat deur hierdie krisis gaan. Vriende, dit dan wat die aankondiginge betref, ek hoop is alles. Ons het vandag ten slotte die bevestiging van kerkraadslede. Al 4 die name wat voorgelees is, wat per approbasie 2 keer afgelees is van die kansel af, het aangeneem. En ons sê baie dankie daarvoor en ons bid, die Here se seën vir julle toe en ons wens julle familie wat saam met julle hier kuier ook geluk toe en sterkte toe en ons bid vir julle ook op met die taak wat vir julle voor. 3 van die 4 word wel vandag bevestig. PJ hulle hou, kan julle dit nou hoor vertel, hulle hou lang naweek daar langs die see. Dan morsig net. Hulle los ons net hier. Net, is regverdig hier Tannie Louise, net. Glad nie, nee. Maar nietemin ons gun dit vir hulle, net. Kom ons sing lekker saam, liewe vriende. Die eerste lied wat ons sing is Vonk nommer 2. Kom juig oor God, sing almal saam. Na aanleiding van Psalm 66.
Jesus. Hier is ons, u gemeente, almal saam by mekaar. Ons is hier, Here, want ons het u Gees gehoor. Ons het gehoor toe die Gees ons geroep het. Ons wakker gemaak het vanmôre, in ons die behoefte geplant het om hier by mekaar te wees. Om mekaar se teenwoordigheid, mekaar se menswees te kan geniet en ervaar en beleef en sommer net om lekker gemeenskap met mekaar te kan hê. Ons is ook hier, Here, om in u gemeenskap te hê, om in u teenwoordigheid ons liefde vir mekaar uit te leef. Ons is hier in u teenwoordigheid. En ons verwagting, Here, is dat u deur u woord, deur die Gees, vanoggend ook in ons harte sal kom werk. Here, ons wil graag vanoggend ook aan almal dink wat deur moeilike tye gaan in hulle lewe, Here. Net sy dit finansiëel of gesondheid is of enige ander ding waardeur hulle gaan, dan dink ons aan hulle en ons bid, Here, dat u net elkeen sal wees. Dat u in u liefde en teenwoordigheid iets van u genesende, helende, vredegewende krag sal laat werk. Maar ons dink ook aan ons broers en ons susters, Here, oor die hele wêreld, Here. Oral waar daar in hierdie dag, al van vroeg tot laat, eredienste gehou gaan word om aan u die eer en die lof te bring. Of dit nou in 'n kerkgebou of onder 'n boom is, Here, mag u heilige teenwoordigheid daar inspirerend werk. En mag u Gees, Here, vernuwing bring. En u woord so stroom water oor die dorre aarde laat vloei. Ons dink ook aan ons broers en susters, Here, wie se bloed vanuit die grond van hierdie wêreld na u toe roep, omdat hulle getrou was aan u tot die dood. Wat bereid was, Here, en bereid is om op te staan en te sê, ek glo in die Here Jesus Christus as die Here van my lewe. En kom wat wil, daarvan sien ek nie af. Dink aan broers en susters in Afrika en ander dele van die wêreld waar hulle vervolg word vir hierdie belydenis. Here, ons is in 'n sekere sin so ver verwyder daarvan, dat ons vir onsself nie eers kan indink waardeur hulle gaan nie, watter trauma beleef word, watter opofferings gemaak word. Mag ons in solidariteit, in gebed, saam met hulle lei. Mag u, Here Jesus, hulle gebede ontvang so soet wierook, hulle hulp geroep, hoor en hulle nood sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Geliefdes, ek groet julle namens die een wat die weg, die waarheid en die lewe is. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, sing ons vlam 47 Gees van waarheid. Geliefdes, God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels
disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Bevestig dit. Diegene wat hy roep, is gawes aan die gemeente. Hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. So kan elke gelowige sy of haar funksie in die liggaam vervul. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie tot ouderling of diaken verkies is, en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voor met die bevestiging. Ek versoek dan dat Hardes Du Plessis, Henny Bronner en Joshua Roestoff hier voor die kansel sal kom staan. Julle kan sommer net voor die platform julle plekkie inneem, hoor. Daar is nou nie baie plek op die platform. Ek het 4 vrae vir julle, waarom ek graag wil hê julle elkeen een hardop moet antwoord. Nommer 1, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing, en verwerk jy alle lering wat daarmee in stryd is? Derdens, beloof jy om jou ambt volgens hierdie leer getrou te vervul? Laastens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Henny, hoe antwoord jy? Joshua? En dan Hardes? Gee ag op mekaar, liewe vriende, en sien ook om na die leer en die belydenis van die bedienaar van die woord. Neem saam verantwoordelikheid dan nou vir die gemeente. Gemeente, julle het ook 'n verantwoordelikheid. Ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle. Werk saam met hulle sodat God se koninkryk uiteindelik kan kom. Ek gaan vra dat lede van die kerkraad wat wil, maar veral dan Morney na vore sal kom om ook dan 'n handdruk te gee, 'n verwelkoming aan ons nuwe kerkraadslede. Net so lank om aanskuif, ons sal nou by die kom. Ek dink dis die eerste keer. So welkom terug. Baie. Dis lekker om terug. Hoor, baie. Joshua, weet nie hoe wel baie gemeente is, maar wel, is lekker om jou. Ek heb eerder van my gemeente. Dit was baie goed. Hardes, baie welkom. En dit is so van die gemeente, baie lang al hier, nou sê so al op die kerk. Maar ons moet jou sê baie welkom. Ek sê jy gawes wat jy ons bring, en Here ons tot baie goed. Kom ons sing vir hulle, laat jy die seën op hul. As jy wil, dat jy jou hande uitsteek na hulle toe en 'n steun te
skrifbaar stel oor baie. En nou gaan die sangers so hulle goed van dit loop. Ons ken dit, moenie worry nie. Ons gaan aan. Ek spot net met julle, hoor. Vriende, ons skriflesing is 'n baie bekende gedeelte uit die Bybel, veral vers 6. Die wat graag wil volg, is in die 2020 vertaling van die Bybel, as ek dit reg onthou. Ek het juis vandag gekies om 'n bietjie 'n ander teks te gebruik. So dis Johannes 14 vers 1 tot by vers 14. En die tema is mense van die weg. En ek sal, voordat ons lees, wil ek net 'n paar opmerkingkies maak, wat ek dink belangrik is om ietsie hiervan te verstaan. As ons Handelinge gaan lees, die hele boek Handelinge, dan word daar na Christene verwys op 3 maniere. Daar's 3 woorde in Handelinge wat gebruik word om na Christene te verwys. Die heel eerste ene vind ons sommer in die begin, word na hulle verwys as disippels. As disippels van die Here Jesus en ook apostels, né? Die twee loop so hand aan hand met mekaar. En ons moenie net dink aan die 12 as ons aan disippels dink. Daar was 'n breër groep wat ook as disippels bekend gestaan het. Dan in Handelinge 11, vir die heel eerste keer in die gemeente in Antiochië, wat nou daar in Syrië is, né? Dis nogal nie so ou, hoor nogal ietsie daarvan. Maar dis een van die oudste gemeentes in die wêreld, was daar gewees. In Antiochië is die Christene vir die eerste keer, of laat ek dit anders te sê, die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. En daar is 'n bietjie twyfel oor hoekom dit so was. Sommige ouens sê wel, dis oor dat hulle so mooi voorbeeld was en ouens in hulle Christus kon sien. Daar's ander wat meen, en ek is geneig om daarmee saam te stem as ons die res van die geskiedenis ook sien wat ontvou, dat dit eintlik 'n skelpnaam was. Dat die Jode na hulle verwys het as Christene, bedoelende mense wat soos Jesus Christus was. En eintlik dus op 'n dwaalleerende sekte was. So was eintlik hierdie ambivalente gevoel daaroor. Later aan het ons as Christene natuurlik dit as 'n eretitel vir onsself geneem, dat ons in Christus se voetspore volg en daarom Christene genoem kan word. Maar daar's 'n derde manier hoe daar na Christene verwys word en wat eintlik baie meer in die boek Openbaring voorkom as enige een van die ander twee. En dit is dat daar na gelowiges verwys is as mense van die weg. Mense van die weg. 'n interessante benaming sou ek nogal sê. Ons praat byvoorbeeld in die gereformeerde tradisie as al die kerke so by mekaar kom hier en daar 'n groot tent hier buite opslaan en ons hou vir 'n hele week lank vergadering, dan noem ons dit sinode. Né? Nou, die woord die sinode is van die 2 Griekse woorde. Ja, en ek het uiteindelik Grieks deurgekom, so ek dink ek het dit reg. Synhodos, wat beteken saam op weg. Saam op weg. So die Christene wat mense van die weg genoem is, daar's eintlik van hulle genoem, of daar's aan hulle eintlik verwys as ouens wat saam op weg is, wat saam op pad is. Nou, hierdie benaming bring nogal op die vraag by my. Ons gaan oor die volgende paar weke miskien 'n bietjie daarna kyk. Maar die eerste vraag wat ek het, behalwe dat ons nou weet is gelowiges, wie
was mense van die weg? Hoe het jy deel geword daarvan om geraak gesien te word as 'n mens van die weg? En waarom is mense so genoem? Waarom is hulle as mense van die weg geken? Hoe het hulle geleef? Wat was hulle geloofspraktyke gewees, rituele, gebruike? Hoe het hulle saam aanbid? Die ander vraag natuurlik is, waarheen was hulle op pad gewees? Want as jy op weg is dan, of mense van die weg is, dan moet jy sekerlik iewers op pad wees. En ek glo nie dit was daai tyd al die N3 gewees. Want hulle sou nooit by hulle bestemming uitgekom het. Sou nou nog daar in die verkeer vasgesit. Volgende vraag is, saam met wie was hulle almal op reis? Saam met wie was hulle almal op reis? Kom ons lees die teks dan. Jesus begin met 'n interessante vers. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle en het julle my nie leer ken nie? Filippus, wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Bekende teks. Maar kom ons kry net 'n bietjie 'n gevoel van die teks. Die emosie wat in hierdie teks is belangrik. Ek sien hoe staan of sit die disippels daar om Jesus. Hy het nou net vir hulle in hoofstuk 13 'n paar belangrike goed gesê. En ek sien die verdwasing op
op hulle gesigte, ek sien die ontsteltenis in hulle oë, ek sien hoe kyk hulle rond na mekaar en hoop een van die ander weet waarvan Jesus praat. Want Jesus het so pas aangekondig in hoofstuk 13 en hy het weer hier herhaal, hy gaan weg. Hy gaan weg. Hy gaan nie net weg nie. Terselfdertyd wys hy ook sy verraaier aan. Hulle sien dit voor hulle uitspeel, as Judas opstaan en uitstorm uit die vertrek. En ek is seker daarvan hulle moes vir mekaar sê, wat gaan nou aan? Wat het Judas nou hiermee te doen? Hy het ook vir hulle gesê, Petrus, hy gaan my verraai, my verloon. Petrus, van alle mense, dink net vir 'n oomblik, wat gaan in hulle koppe aan as hulle dit hoor? Petrus, die Here verloon. Dit kan sekerlik nie wees. Dan doen Jesus 'n vreemde ding bo en behalwe dit alles, en hy was hulle voete soos 'n slaaf. Hy doen die werk van 'n slaaf. Hy wat hulle Heer en leermeester, hulle rabbi is, doen hierdie vuil werk van 'n slaaf. Ek dink dis 'n onderskatting om te sê hulle was ontsteld. Hulle was verward. Hulle was onseker. Hulle dalk selfs gevoel hulle word in die steek gelaat. Nie net deur Judas wat uitgestorm het of Petrus wat dalk 'n ding nog gaan doen nie, maar deur Jesus self wat sê hy gaan weg. Maar Jesus kom en hy help hulle. Hy probeer vir hulle in ons teksgedeelte dan 'n bietjie hoop kom gee. Hy probeer hierdie verwardheid wat hy self sekerlik sien en bespeur, die onsekerheid wat hy beleef en hierdie gevoel van hulle voel ek laat hulle in die steek, probeer hy aanspreek. Hy wil juist vir hulle wys, hy laat hulle nie in die steek. Inderdaad, hy wil hulle troos. Wat sê hy vir hulle in hierdie troos? Hy sê 'n paar dinge. Hy sê nommer 1, wees verseker daarvan, ek gaan wel weg, julle dit reg gehoor. Maar ek doen dit tot julle voordeel. Ek doen dit nie maar net om snaaks te wees. Ek doen dit omdat ek weet julle daardeur groot voordeel gaan trek as ek weg. Want in die eerste plek gaan ek by my Vader vir julle plek voorberei. Daar's baie kamers en ek gaan gereed maak sodat ek wanneer ek julle weer kom, ek julle na my toe kan neem sê en ons vir altyd by mekaar kan wees. Dis tog troos. Maar die disippels is nie heeltemal op dieselfde plek as Jesus nie, liewe vriende. Emosioneel gesproke. Hulle het nie Jesus se begrip van dit wat gaan gebeur, en die gebeure wat reeds besig is om in werking te tree. En is dit nie interessant dat dit nou juis Thomas en Filippus is, wat die moed van die dag aan die dag lê, en vir Jesus in die oë kyk en sê, ons verstaan, help ons. Ons hoor die troos, ons hoor alles wat jy sê, liewe Jesus, maar asseblief, ons het geen begrip wat dit vir ons beteken nie. Jesus het dan vir hulle gesê, liewe vriende, dis 'n belangrike vers in die teks. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En die heel eerste ding wat in vers 6 uitspring na ons,
nadat ons die laaste klompie weke uit Exodus 3 met mekaar saam gepraat het, is sommer die heel eerste 2 woorde, ek is. Jesus sê, sommer hier, en is een van 7 sulke uitsprake in die Johannes Evangelie, ek is. En die oomblik wanneer hierdie disippels dit hoor, wat gevul is in hulle koppe met die Ou Testament en wie die God is wat hulle aanbid, moes onmiddellik gehoor het hoe Jesus in hierdie 2 woordes homself sy ware identiteit aan hulle kom bekend maak en kom openbaar. Hy is die ek is, dieselfde ek is wat in Genesis, in Exodus 3 vir Moses by die brandende bos gesê het, toe Moses gevra het, wie sal ek sê het my gestuur? Homself openbaar het as ek is wat ek is. Jesus kom sê sommer heel aan die begin, ek is. Ek is die God van julle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. Ek is die God, die groot ek is, die Jahweh, die God wie se naam julle nie eers wil uitspreek uit respek. Ek is hy, sê Jesus. Dan sien ons Thomas se onbegrip weer. Sy reaksie is eintlik in 'n sekere sin heel normaal, want Jesus praat dan van 'n weg en Jesus sê vir hulle, hy is op pad na die Vader toe, en hulle ken ook daardie weg. So wat doen Thomas? Thomas kom en hy doen wat ek ook sou gedoen het, so vir Jesus sê, okay, gee vir my die padkaart. Gee vir my daai irriterende ou tannie, die GPS, wat vir my sê, draai nou links, draai nou regs, make a U-turn, nee. So vir Jesus sê, ek soek nou so een, sodat ek ook kan weet wat die weg is, uiteindelik. Jesus sê, daar is geen geheime kaart vir hierdie weg nie, daar is eintlik nie 'n kaart nie, dit is nie 'n skattejag nie, of 'n soekparty wat na iemand wat verlore is moet gaan soek. Jesus verseker Thomas, hy wat Jesus is, hy wat die groot ek is die weg. Hy hoef nie te soek nie, hy hoef net vir hom te kyk. Hy is die weg. Thomas en die disippels het niks meer nodig as Jesus uiteindelik om hierdie weg te ken. En die woorde is bedoel om uiteindelik die disippels te bemoedig en troos en 'n troostvolle belofte vir hulle te wees. Help my, liewe vriende. Help my as ek verkeerd is. As ou dit net sommer so lees en hoor, weet ek daarom ook nie of ek heeltemal troos sou gehad. Ek weet nie van julle. Nou, hoe moet ons dit dan nou verstaan? En het Thomas en die disippels Jesus verstaan toe hy gesê het wat hy gesê het? Jesus voeg dan nog by. En wat hy byvoeg, liewe vriende, stel Jesus uiteindelik as 'n onbetwisbare feit. Dis belangrik dat jy dit hoor. So 'n onbetwisbare feit. Jesus sê vir hulle, ek is nie net die weg nie. As julle vir my ken wat Jesus is, dan ken julle ook die Vader na wie toe ek op pad is. Dan ken julle hom. En om moontlike misverstand te voorkom, voeg Jesus dan nog iets by, wanneer hy sê, van nou af, van hierdie oomblik af, ken julle die Vader, en het julle die Vader gesien.
Maar soos in enige goeie groep is daar nog vrae. En hierdie keer is dit Filippus wat opstaan, met so blank uitdrukking op sy gesig. Dan vel dit, soos die Engelsman sal sê. Hy kyk so 'n bietjie rond, of hy spreekbeurt kan kry. Dan onseker vra hy wil nie graag aanstoot gee nie. En hy wil nie sy onkunde heeltemal so duidelik maak nie, maar hy vra dan vir Jesus, wys ons die Vader, dan sal ons tevrede wees. Wys ons net die Vader, as ons okay is. Vriende, ek kan nie help nie, maar as 'n ou die teks sommer so op die oog af lees, dan tel 'n ou nie die nuances altyd so mooi op nie, maar ek dink nogal dat ons 'n stukkie irritasie in Jesus se stem gelees het, nadat hy vir Filippus gehoor het. Hy begin deur te sê, ek was nog die hele tyd by julle. En ken julle my dan? Wat is julle probleem? Julle behoort ons nou die Vader te ken. Julle kyk dan vir my. Wie my gesien het, het die Vader gesien. In Johannes 1 vers 18 word daar so mooi gesê, sommer in die proloog tot die hele Johannes Evangelie, niemand het nog die Vader gesien. Dit is God sy enigste seun, wat in die boesem van die Vader is, wat hom bekend maak. Jesus, liewe vriend, is die volste moontlike openbaring van die persoon en die karakter van God. Jesus is die volste moontlike openbaring van die persoon en die karakter van die groot Ek is. Jy hoef net na Jesus te kyk, Filippus, dan het jy ook die Vader gesien, sê. En Jesus onderstreep het dan met vers 11 en 10 en 11 as hy sê, weet jy Filippus, as jy na my gekyk het, ek het niks gedoen wat ek nie by die Vader gehoor het om te doen nie. En ek het niks gesê wat die Vader nie self gesê het. Ek het vir julle gewys. Ek wat aan die boesem van die Vader lê. Ek het vir julle sy hart gewys. Hulle het dit gesien. Hulle het gesien in my woorde, gehoor in my woorde, gesien in my dade. Net weer terug by Thomas en Jesus se selfopenbaring in vers 6. waar hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, wil ek tog vir julle 'n sketsie wys. Julle het hom nou gekry ook. Hy is uitgedeel. Neem hom daar in die hand. Hierdie is 'n voorstelling van hoe die tabernakel gelyk het en hoe die tempel gebou is. Ja, is 'n lekker rooi liggie, ek het daarom mee. Nou vriende, die tempel en die tabernakel wat in die Ou Testament is, was in 3 dele verdeel. Die eerste deel was waar hulle geoffer het, die altare. En hier is die offerdiere geslag, en dan was daar die beker, ek wil net gou mooi hier sien, die brons waskom wat met water gevul was, waar jy jou hande gewas het, en hier het jy geoffer, en daarna jou hande gewas, maar hierdie eerste deel van die tempel of die tabernakel, wat die voorhof ook genoem is, was ook die weg genoem. So dink nou aan Jesus. Jesus was die offer,
Hy het ons skoon gewas, hier reeds, hy is die weg. Die tweede deel van die tempel is die heilige gedeelte gewees. Daarin was die menorah, 7 kerse wat die Heilige Gees voorgestel het. En dan was daar ek kan dit nie so mooi sien daar nie, was die wierook altaar gewees, daai middelste deel, waar is die kolletjie? Wierook altaar gewees. Wierook is geoffer as deel van die gebede van die gelowiges. Gaan lees in Openbaring ook, word die gebede vergelyk met wierook wat opgaan na die Vader toe. En daar het julle ook dan die ek net my bril opsit dat ek dit ook kan lees. Ja, is ek. Die tafel met die toonbrode, dit is alles deel van die offerkulte. So hier was die heilige gedeelte. Hier kon net die algemene bevolking ingaan. Hier kon die volk van Israel ingaan. En dit was die waarheid genoem. Hier was die waarheid genoem. Dan het jy die allerheiligste gekry. En net op die groot versoendag kon die hoëpriester hier ingaan en het hy namens die volk 'n offer aan God gebring en was hy soort van die tussenganger tussen God en die volk. Hy het gekom met die gebede van die volk en die offers van die volk na die Here toe en hy het by die Here ontvang wat hy weer vir die volk moes sê en doen. En daardie deel is die lewe genoem. Want waarom? Want daar sou ons vergifnis ontvang. Daar sou ons absolute vryskelding van alle sondes gekry. Nou sê Jesus in vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En skielik is die tempel nie meer nodig nie. Is niks van dit wat hier gebeur meer nodig nie. Want Jesus het vir ons die offer aan die kruis gegee. Hy was die groot hoëpriester wat vir ons in die middel kon staan het tussen ons en God en ons uiteindelik met God versoen het, sodat daar eenheid weer tussen ons sou kon wees. Jesus, liewe vriende, sê in hierdie een enkele versie, hy is die volle vervulling van die hele Ou Testament, van die hele offergebruik en die tempeldiens en alles wat daarmee saamgaan. Hy is die een wat al die vereistes voldoen om versoening te bring. Hy is die weg, die offer. Hy is die waarheid. Hy is die een wat ons gebede na God toe vat. Hy is die lewe weer op te staan by die kruis om ons met God te versoen. Nou, maar dit waar is, lees ons byvoorbeeld in 2 Korintiërs 6 vers 16 dat 'n tempel nie meer nodig is nie. Want ons is nou die tempels van God. Ons is nou die tempels van die Heilige Gees. God kom woon met ons met sy Heilige Gees in ons. En in Johannes 1 vers 14, in daai eerste deel, word daar vir ons gesê die woord, Jesus Christus, het vlees geword en tussen ons kom woon. Hy het tussen ons kom tabernakel. Ek en jy is nou in 'n sekere sin in die lig van 2 Korintiërs 6 vers 16, God se tabernakels op aarde, in wie die Heilige Gees woon, God se tempels in wie God woon. Ons dui nou vir die wêreld die weg, die waarheid en die lewe aan, deur die wyse waarop ons leef. Daarom het die gelowiges in Handelinge die naam gekry, mense van die weg. Hulle het die weg gewys. Hulle het die weg na Jesus gewys.
karaktereienskappe te vertoon, eienskap te wees, van wat dit beteken om 'n Christen genoem te word. Wat dit beteken om mense van die weg te wees, sodat mense die weg, die waarheid en die lewe kan vind. Sonder daardie weg, waarheid en lewe, kan niemand by die Vader uitkom. Kan niemand met God versoen word. Groot vraag, liewe vriende, wat ek op my hart het wanneer ek hierdie teks lees vanmôre is. Waar sien ons die werk en die teenwoordigheid van Jesus in ons midde? Waar sien ons? Ek kan vir julle sê waar dit behoort. Behoort by my en jou. Hoe kan ek en jy God se hart verander wys? Wat 'n praktiese ding kan ek en jy doen om verander die weg te wees na die weg, die waarheid en die lewe? Wat kan ons aan? Here, baie dankie dat ons weet, U is die weg, die waarheid en die lewe. En dat niemand deur U, behalwe deur U, na die Vader kom. Dat die offer wat U gebring het, Here, 'n volmaakte offer was, wat die tempeldiens en die offerdiens oorbodig gemaak het om by die Vader uit te kom. Al wat ons moet doen, is om soos die disippels, Here, na U te kyk en U raak te sien, as die groot Ek is. Die perfekte openbaring van die Vader, wat in woord en in daad alleen gedoen het, wat die Vader gevra het en gesê. Ons het dit gesien, Here, wanneer ons die verhale lees, van die wonders wat U gedoen het, en van die gelykenisse wat U vertel het. Dat U die weg is, dat U die Vader ken, dat U en die Vader een is, en dat ons nou deur U offer absolute vrye toegang het tot die Vader. Dat ons in elke opsig met God die enige versoen is. Mag ons ook so leef, Here, dat ons mekaar vergewe van harte, en dat ons die gebod van die liefde so uitleef, dat mense die weg, waarheid en die lewe sal leer ken. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
alleen, die aanbidding, die lof, die eer en die Heer. Seën ook hierdie offergawe wat opgeneem is, Here. Mag dit tot uitbreiding van die koninkryk groot vrug dra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons slotlied is so wederkomslied, 'n lied wat verwag dat die Here Jesus weer gaan kom. Soos wat hy beloof het ook in Johannes 7. Kom ons staan en dan sing ons ten slotte dan lied, as hy weer kom, as hy weer kom haal hy sy kinders, hy is 'n ou halleluja, né? Altyd gesing, kom haal hy sy perd, né? Kom ons staan en sing. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wees. Die Here sal julle gebede